Môre julle. Hallo almal. Dit is doeteenvoudig belangrik om 'n plek te hê. En dit val nou so half uit die lug uit. Mens maak nou net hierdie stelling. Maar wanneer 'n mens op 'n reis is, op 'n geestelike reis, op 'n persoonlike reis, 'n lewensreis is, dan help dit ontsettend baie wanneer 'n mens ondersteuning op daardie reis het. En waar jy weet, wanneer dit baie deurmekaar in jou lewe gaan, wanneer daar baie uitdagings is, wanneer 'n mens sukkel om kop bo water te hou, dan is daar 'n plek waarheen jy kan gaan en waar jy net jouself kan wees en net asem kan skep. So praat jy van 'n fisiese plek. Van dat jy weet, sê nou maar, ek onthou in my studente dae, was dit vir my goed om te weet ek kan huis toe gaan en waar huis is. In die Laagveld waar dit warm is en wat ek geken het as huis en waar ek gevoel het ek hoort en waar ek gevoel het ek is tussen mense wat vir my lief is. So dit kom neer op 'n om 'n plek, as ons dit so kan noem, te hê waar jy gekoester word of gekoester voel. En ek dink dis baie swaar as mense dit nie het nie, of as jy in 'n fase is waar jy eintlik ankerloos is, waar jy eintlik nie vat aan die einde van 'n verhouding en jy trek uit en jy het nog nie 'n plek nie, of jy het nie 'n ander hawe nie, jy het nie 'n ander selfs mense kan 'n plek wees. Ja, baie belangrik. 'n gemeenskap kan 'n plek wees. Ja. En ek dink jy's reg. Ek dink 'n mens kan absoluut drywende en baie alleen voel. Ek dink mense voel altyd op jou eie alleen. Jy dink altyd jy's die enigste een wat alleen voel. En dit is nie so nie. Ek dink die meeste mense voel op 'n manier alleen. Ja, en en hoekom 'n mens dit aanraak, ons kom dit prakties agter uit die gesprekke en uit die geestelike begeleidingssessies met mense wat op retreat kom. Ja. Dikwels is dit mense, ons weet van 'n paar wat uitdagende beroepe het. Wat uitdagende werk het, wat regtig ontsettend baie van hulle vat en waar hulle in leiersposisies is en partykeer onseker is. Wat Of net oorweldig voel. Ja. Of dit raak nie te veel, jy word te moeg. Jy emosioneel, maar fisies ook net so uitgeput. Tot so 'n mate dat jy regtig nodig het dat iemand jou kan kos gee en jy nie oor dit hoef te bekommer nie en Presies. Die huis netjies hou en jy hoef nie daaroor te bekommer nie. Dis amper dink ek so 'n bietjie soos wanneer mense in meditasie ingaan en jy net oorgee aan God en jy sê vir hierdie rukkie gaan ek net dryf. Ja. Dis 'n plek waar jy kan dryf. Ja. Waar jy net kan wees. Ja, en jy hoef nie te verduidelik nie. En ek dink miskien is dit ook iets wat baie sterk met my resoneer op 'n persoonlike vlak. Ek onthou baie jare gelede, dis nou meer as 20 jaar gelede, waar ek op my soektog begin gaan het en waar ek hierdie verwarde gevoel, soekende gevoel binne my gehad het. In so 'n mate dat ek na my huisdokter toe gegaan het en gesê het, jong, ek weet nie wat aangaan nie, maar ek sou graag met iemand wil praat. En hy het my na 'n sielkundige verwys. En ek was by die sielkundige, maar terwyl ek by die sielkundige gesit het, het ek agtergekom, dis nie waaraan ek behoefte het nie. Dis nie wat ek nodig het nie. En ek het selfs vir 'n ruk weggegaan op vakansie en dit was nie wat ek nodig gehad het nie. Eers toe ek uitgekom het by iets soos 'n retreat en by 'n geestelike begeleier, het die dinge so in plek geval. Want sê nou maar byvoorbeeld dis 'n vakansieplek. Is daar baie ander mense
wat saam met jou daar is? Is daar baie geraas? Is daar maar as jy 'n plek van stilte soek en jy weet daar so 'n plek. Jy moet net bel. Jy hoef niks te verduidelik nie. Jy hoef nie te vra is daar ruimte waarin ek kan stil raak of enigiets van die aard nie. Hemel, dit is 'n groot voorreg. Want daar was 'n baie lang tyd waar mense nie sulke plekke gekry het nie. En ek dink dit was ons motivering ook, is dit nie? Omdat ons self so 'n plek van behoort kon kry nie. En ook nie in 'n gemeenskap van so 'n aard was nie, dat 'n mens gevoel het maar dit is wat ons wil skep. En ek dink ook dit sluit baie nou aan met ons tema van 'n paar weke terug en wat ons so half deurgangs deurbring in terme van om te waag. As jy, soos jy gesê het, in 'n beroep of in 'n op 'n lewenspad is wat vreeslik baie van jou vat, waar jy regtig baie waag, waar jy nou jou kop uitsteek en sê ek glo dis wat ek moet doen. En jy dit is nie noodwendig iets wat verstaan word deur jou gesin, jou familie, jou gewone gemeenskap nie, dan is dit verskriklik alleen en voel jy verskriklik uitgelewer. En om dan 'n plek te hê waar jy kan tuiskom. Ja. Ek dink tot 'n groot mate praat ons ook daarvan dat 'n mens in jouself moet voel dat jy hoort, dat jy by jouself kan tuiskom. Maar hierdie is nie waaroor dit gaan. Hierdie gaan oor 'n plek waar jy gehoor kan word, verstaan kan word of net kan wees, waar jy veilig voel. Absoluut. En ek dink dis belangrik as jy nie so 'n plek het nie, dat mens regtig op die uitkyk moet wees daarvoor of vra daarvoor dat dit vir jou gegee sal word, want ek dink dit is lewensbelangrik op ons lewenspad. Ja, dit sien ons. Ons sien wat is die effek van mense wanneer hulle kan asem skep. So ek dink dit is regtig, dit is geweldig belangrik. Dit is so interessant. En miskien moet 'n mens net dit sê, ons praat hier binne 'n kontemplatiewe konteks, maar dit beteken nie dat wanneer 'n mens na so 'n stil plek toe gaan, dat dit net hierdie tipe spiritualiteit is. Nee. Wat jy dan nou hier kan uitleef of wat ook al nie. Dis doodgewoon, jy is op 'n plek en jy soek 'n plek van stilte en afsondering en jy weet, daar is nie 'n verskriklike orkes wat vir die naweek gereël word of enigiets nie. Jy het net stilte nodig. Of dat daar goed op jou gaan afgeding word. Presies. Teorieë of dogmas of manier van glo, niks van daai aard. Dis net om so 'n spasie te skep. En Matilda het 'n baie belangrike ding aangeraak waar sy ook gepraat het van mense kan ook vir jou 'n plek wees. Dis ontsettend belangrik dat 'n mens 'n fisiese plek het, dit doen iets aan 'n mens, maar dit help ook wanneer 'n mens mense het, maar 'n groep mense wat vir jou so 'n hawe is. Dit is so interessant, ons het die Living School bygewoon omtrent 10 jaar terug, nog nie heeltemal nie, maar so 9-10 jaar terug, het ons dit bygewoon. En by die Living School het ons hierdie gemeenskap gekry van mense wat op hierdie reis is, op dieselfde reis is, maar dit is nou mense uit alle oorde. Daar was mense uit Australië, uit Engeland, uit Kanada, uit Amerika. En ons is jare nou al klaar met die Living School, maar eenmal 'n maand kom ons Living School groepie, want jy word in kleiner groepies opgedeel, kom ons Living School groepie by mekaar op Zoom. En nie altyd almal kan inskakel nie, party mense se omstandighede is anderster, maar die kerngroep is daar wat die spasie hou. En deurgaans. En dis nou mense wat in eerste wêreld lande bly en so aan, en dan kom dit aanhoudend deur ook in daardie groepsgesprekke. Hierdie groep beteken vir my so baie, want hier kan ek net afpak. Hier kan ek net ontlaai. Hier kan ek oor dinge dink wat ek vir myself nog nie eers mooi uitgewerk het nie.
en kan ek net gesels en ek word aanvaar. So mense kan ook 'n plek wees. Ja. Ek dink ook, en dit is dit ding met ons met die contemplative gathering wat ons beplan vir Augustus, is dit ook eintlik ons mikpunt, is dat daar is oral mense wat die kontemplatiewe spiritualiteit ontdek of wat nuuskierig is daaroor en hulle voel alleen want dit is klein groepies of 'n enkeling jy word blootgestel aan 'n boek of jy hoor iets of en jy voel alleen. En dis wat ons eintlik wil doen met die gathering is om te sê kom ons bring almal bymekaar dat jy kan sien daar's dalk iemand naby jou. Of in jou dorp of in jou stad of daar's ander retreat sentrums wat ook hier sal wees dat jy wat nader aan jou is sodat jy kan dat jy die netwerk en die en daai gemeenskap kan leer ken. Ja, en in 'n groot mate is julle wat aan die gesprekke deelneem en wat na die gesprekke luister, is ook ons plek. En terugvoer gee. En die terugvoer gee. Dit is waar ons tuis is en hierdie gedagtes kan deel en teen mekaar kan afspeel. Goeie gesprek is 'n groot kenmerk van 'n plek. En ironies genoeg stilte. So, ja. Baie dankie dat ons dit ook met julle kan deel. Ons gesels volgende week weer. Mooi week almal. Tata.